Vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons harte stil maak. Nou, ek gaan vra dat u ook 'n kort gebed in u hart doen, met die Here praat. Die Here sê nog voor daar 'n woord oor ons mond kom, dan weet hy al reeds daarvan. U weet vanmôre wat u behoefte is, en ons vra dat u in 'n kort gebed met die Here sal praat, en dan sal ek ons begelei in die gebed as gemeente, en ook ons saak voor die Here neerlê, en vir die Here vra hom ook vanmôre deur sy woord en sy gees, ons in besonder te kom seën. Hemelse Vader, u woord sê, as u die huis nie bou nie, te vergees bou ons daaraan. En as u nie die stad bewaak nie, te vergees waak die wagters. Baie dankie Here dat u kerk in die lewe roep. Baie dankie dat Christus die hoof van sy eie kerk is. En baie dankie dat die goeie werk wat hy begin het, sal hy voleindig. En Here, dis die vreugde en die blydskap in ons siel. Die feit dat ons weet dat God in beheer is. Daar is nie vanmôre 'n blaar wat van 'n boom afval, en u is nie in beheer daarvan nie. Here, die hele skepping word onderhou deur die krag van u woord. En daarom kan ons vanmôre u eer, want ons weet die Bybel leer vir ons, dat die skepping is die onhoorbare stem, wat vir ons daagliks kom leer, dat God is in beheer, en dat hy ook hierdie skepping in stand sal hou, tot daardie dag, wanneer hy 'n nuwe hemel, en 'n nuwe aarde sal skep, waarop geregtigheid sal woon. Ons weet, Here, dat ons lewe op 'n aarde waar sonde, hartseer, pyn, siekte, stryd, misverstande, ons deel is, en die rede daarvoor is, omdat ons as mens, in rebellie teenoor u opgestaan het. Die skepsel het gedink, hy is slimmer as die skepper. Ons het gedink, ons weet beter, en die gevolge is legio, en ons vra nou, Here, dat u vir ons genade sal gee, om nie in hierdie de mekaar lewe, moed te verloor nie, maar dat ons oë sal ophef na die hemele, van waar ons verlosser en saligmaker sal kom. Intussen tyd sê u vir ons, Here, dat ons u Heilige Gees in ons harte het, God se Gees self, die Gees wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, wat ons lei in die volle waarheid, en dankie vir die Bybel, kosbare boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Dankie dat u vir ons soveel duidelikheid gee oor wat aangaan in hierdie wêreld vanuit die blaaie van die Bybel. Dat ons vanmôre kan sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Ons dink vanmôre aan hulle, Here, wat met hartseer sit oor geliefdes wat hulle aan die dood afgegee het. Ons dink aan hulle wat vanmôre liggaamlik ly, wat vanmôre met baie dinge worstel in hulle liggame. Ons bid dat u genade hulle deel sal wees. Maar Here, die grootste gebed van my hart vanmôre is, as daar mense vanmôre hier is wat u nog nie ken nie, wat inluister wat u nog nie ken nie, wat nog nie kan sê, o blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is. As daar vanmôre sulke mense is, pleit ons by u Here, dat u reddende genade hulle deel sal wees. Want Here, wanneer ons by hierdie punt uitkom, en die oomblik as u ons by hierdie punt uitbring, dan maak alles meer sin. Dan weet ons ook in tye van siekte en droefheid en hartseer en pyn, werk alles ten goeie mee vir hulle wat u liefhet. Vir hulle wat na u voorneme geroep is, en daarin verheug ons en verbly ons. Here, seën ook vanmôre ons erediens, in die sin dat u self sal verhoog deur die prediking van die woord, en dat u mense na u self sal trek. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word vanmôre kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die samevatting van die wet en geloofsbelijdenis doen. Nou, dis iets wat ons gereeld doen, juis om ons te herinner aan hoe die 10 gebooie daar in Eksodus 20 saamgevat word. Dink is baie besonder as 'n mens dit lees, dat die Here vir ons hierdie samevatting gee, hier in Matteus 22, die 34ste, tot en met die 40ste vers. En daar staan, en toe die Fariseërs hoor, dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. U weet nou al, dat die Fariseërs en Sadduseërs vyande van mekaar was. Die Fariseërs het geglo aan die opstanding van die liggaam, hulle het geglo aan engele, die Sadduseërs het nie aan 'n opstanding geglo nie, hulle het nie geglo aan engele en al hierdie dinge nie. En die Bybel sê, toe dit kom by die Here Jesus, het hierdie 2 vyande van Christus en van mekaar het hulle saamgekom, en die Bybel sê, een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? Baie interessant, hulle het geweet, hy is die meester. Hulle was nie onkundig nie.
Hy het wonders gedoen, hy het tekens gedoen, hy het dooies opgewek, hy het sondes vergewe, hulle het in hulle hart geweet, hy is die meester. En dis presies ook die probleem vandag van die ateïs. Dis nie dat daar nie 'n God is nie, hy weet daar's 'n God, maar hy ontken dit in sy siel, want hy wil nie buig voor hierdie God van die Bybel nie. Hier kom hulle spreek hom reg aan, hulle sê meester, maar hulle wil nie die knie buig en met die tong bely dat hy redder is, en dat hy eintlik ook heerskappy oor hulle lewens moet voer nie. Hulle vra, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet, vriende luister gou, bekering is nie 'n voorstel nie, bekering is nie 'n uitnodiging nie, dis nie as jy wil bekeer jou tot die Here nie, elke keer in die Bybel as daar gepraat word van bekeer jou, is dit 'n opdrag van God, want die Skepper is die een wat die opdrag kan gee, en die Here sê hier, jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou knie buig voor hom, en met jou tong bely dat hy Here is. En nou sê die Bybel, hoe moet ons hom lief hê? Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Nou as ek na my pop moet gaan en van sê, luister my skarrewol, luister, ons is 33 jaar getroud. Ek het jou lief, 75%. Ek moet vir jou sê, as 5% nog plek vir daai meisie in. Weet my golfstelle, gee hom ook 5%. En weet jy, daar is nog so 10%, dink jy sy gaan tevrede wees met 75? Jy wat getroud is, jy kan nou maar sê. Jy sal miskien 'n warm oor hê, vir die res van die dag, en miskien honger ly. En volgende week is ons almal in 'n beter kondisie. Selfs jou vrou wil nie hê, dat jy haar met 'n verdeelde hart moet lief hê nie. Hoeveel te meer die God van die Bybel, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod, en die tweede wat gelyk staan hiermee, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Jy kan nie God lief hê en jou naaste haat nie. Dis nie altyd maklik om jou naaste lief te hê nie. Dis nie altyd maklik om jou vyand lief te hê nie. Maar God sê, dis die opdrag. 'n Liefde vir hom, bring ook 'n liefde vir ander. Jy vergewe ander. En jy vra, Here, help my om so te lewe, dat ander Jesus in my sal sien. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En vriende, slegte nuus, dis nie die boodskap van vanmôre nie. Dis net so lusmakertjie, om vir u te sê, dat ons 'n wonderlike groot verantwoordelikheid het. Deur die Heilige Gees in staat gestel, om hierdie God te kan lief hê, en dan ons naaste soos onsself. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen, van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ons doen dit omdat baie kerke nie meer glo aan hierdie basiese waarhede, wat ons vanmôre gaan bely nie. Ons gaan dit vanmôre bely met ons hele hart. En dan gaan ons spontaan saam sing van Gesang 245, die verse soos aangebring. Kom ons staan en doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is die Skepper van die hemel en die aarde, en ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Psalms. Ons gaan vanmôre stil staan by Psalm 37. Psalm 37, 'n baie besondere psalm in die psalmbundel in die Bybel. In hierdie wonderlike boek wat die Here vir ons gegee het, daar is 40 verse. Ons gaan al 40 verse saam lees. 'n Wonderlike eenheid wat dit vorm, en ons gaan vanmôre dan ook sien wat die Here vir ons wil kom leer. En ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte, dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Nou u sal sien, as dit kom by die boek Psalms, hanteer ons dit nie noodwendig vers vir vers nie, maar ons som die psalm op en ons haal 2 of 3 gedagtes uit, maar dit verklaar eintlik maar die hele psalm en die hart van die psalm en dit wat die psalmdigter vir ons wil kom weergee onder leiding van die Heilige Gees. As ons kom by die Nuwe Testament, is dit baie makliker om vers vir vers deur die Nuwe Testament te preek, soos Dr. John MacArthur dit gedoen het. Ek dink hy was die enigste prediker wat vers vir vers deur die boek gewerk het, maar net om vir u 'n gedagte te gee, ek dink hy deur die boek Lukas 17 jaar gevat om te preek. 17
jaar. Hulle het nie gevra watter jaar jy by hom lidmaat geword het nie. Hulle het gevra by Lukas die hoeveelste hoofstuk en die hoeveelste vers het jy lidmaat geword. So dink by jouself, as ek psalms vers vir vers moet deurwerk, dan sal dit nog jare in die ewigheid aangaan. Want jy sal nooit deur hierdie boek kan werk nie. Daarom moet ons 'n psalm vat en ons kry 'n paar hoofgedagtes wat die hele psalm vir ons verduidelik en ons kyk dan ook wat die Here vir ons wil leer. Ons gaan 'n bietjie praat vanmôre oor die gedagte van dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Die grootste probleem vir ons as kinders van die Here, en eintlik vir enige mens, maar in besonder vir ons as kinders van die Here, sit tussen ons twee ore. Baie dankie. Dis ons grootste probleem, dis ons grootste gevegsarea. Hierdie vriende is 'n oorlog, groter as die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, groter as enige oorlog wat jy aan kan dink, is tussen ons twee ore. Ons gedagtes maak ons soms mal, en hierdie week weer na 'n boodskap van Dr. R.C. Sproul geluister, waar 'n sielkundige hom genader het, en vir hom gevra het, wil jy nie maar vir my kom werk nie? Want die meeste mense en pasiënte wat opgeneem is in die sielsieke inrigting, is mense wat se gedagtes nie kan stil word nie. Hulle gedagtes hardloop met hulle rond oor sonde, oor dinge wat hulle nagelaat het, dinge wat hulle verkeerd gedoen het, en 9 uit die 10% oor skuld, sonde skuld, wat hulle nie meer kan deel nie. En hy het vir R.C. Sproul baie duidelik gesê, hulle het nie 'n sielkundige nodig nie, hulle het nie 'n psigiater nodig nie, hulle het die evangelie nodig. Wat 'n wonderlike psigiater wat so iets sal sê, wat sal erken dat die hartsverandering, as God jou hart kom verander, dan begin hy jou denke verander, en hy begin jou leer om reg te dink. Maar ons as kinders van die Here leef op 'n aarde waar stryd en allerhande elende ons deel is, en soms begin ons ook verkeerd dink. Ons kom by die Here uit, en dan begin ons dink op 'n manier wat God nie verheerlik nie. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na die gedagte, dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Kom ons lees Psalm 37, 'n psalm van Dawid. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen graspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig, en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn, verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie meer wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hulle hart gaan en hulle boë sal verbreek word. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as rykdom van die goddelose, want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom in die vyande van die Here, soos die pragt van die weivelde. Hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehaand sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. Want die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.
Die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Die goddelose loer op die regverdige en soek om dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here en hou sy weg, en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby en kyk, hy was daar nie, en ek het hom gesoek, maar hy was nie te vind nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in 'n tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Baie besondere psalm in die woord van die Here, en vriende, ons kan baie meer sê oor die psalm as ons vanmôre gaan sê, maar vertrou ons die Here dat hy vir ons wysheid sal gee om die oordenking van hierdie psalm aan u mee te deel, en dat dit u hart sal versterk en u nader aan die Here sal trek. 2 verse wat ek wil uitlig vanmôre, wat eintlik maar die psalm mooi saamvat, is: wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie. En dan laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Die tema vanmôre dan is: dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Nou vriende, ons het al almal die spreekwoord gehoor of die gedagte wat vir ons deurgegee word: soos jy dink, so is jy. Soos jy dink, so leef jy, so tree jy op, en so sal jy elke dag deurgaan, want u sien, ons denke bepaal ons optrede, en dit is ook presies wat koning Dawid in Psalm 37 vir ons wil kom leer, en miskien het u dit nie raak gesien toe ek begin lees het nie, maar soos ons deur die Psalm gaan werk, gaan u gou agterkom, dat Dawid eintlik in besonder praat oor ons denke, hoe ons moet dink, sodat ons ook reg kan lewe, en God kan verheerlik in ons daaglikse wandel. U sien, die hele Psalm gaan oor die gedagte van om reg te dink, om sodoende reg te verstaan, en dan ook so reg te lewe. Baie belangrik, en ek wil dit vanmôre met dubbellyne onderstreep. Dit gaan nie oor positiewe gedagtes nie. U ken mos daardie bobbejaantjie in The Lion King, wat so gaan sit en sy bene snaaks gekruis, gelukkig, my knie geseer, ou kan nie so sit nie. En dan probeer hy nou positiewe gedagtes bedink. Dis glad nie wat die Bybel vir ons leer nie, dis nie wat die Bybel vir ons sê nie, en dis nie wat Dawid in hierdie Psalm kom deurgee nie. Want 'n kind van die Here dink nie positiewe gedagtes nie, hulle dink Bybelse gedagtes. U sien, vanuit 'n Bybelse perspektief word ons denke verander, word ons denke vernuwe, en ons begin reg dink oor hierdie aarde, oor dinge wat na ons kant toe kom, oor stryd, oor probleme, en selfs oor sonde, en ons lewe voluit om die Here te verheerlik. En die feit en wete dat ons denke Bybels gerig is, om God dan te eer. U sien, ons grootste stryd, soos reeds vermeld, is eintlik maar tussen ons twee ore. Die grootste oorlog is in ons gedagte, en dit bepaal ons optrede teenoor ons geliefdes, dit bepaal ons optrede teenoor ons vyande, teenoor die mense wat voor ons inry in 'n dag, die mense wat nie getrou is om hulle skuld te betaal nie, mense wat miskien vir jou iets beloof en dit nie doen nie. Wanneer ons denke Bybels gerig word, dan leer ons om te lewe om die Here te verheerlik en eer te bring op sy naam. Nou die Bybel sê baie oor ons gedagte. Hoor gou wat sê die Here vir die kwaaddoener in Jesaja 55 vers 6 en 7. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is, en dan laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte. U sien, wanneer ons by die Here uitkom, begin die veranderingsproses in ons denke. Dis onmoontlik om aan die Here te behoort en dieselfde gedagtes te bedink elke dag, dieselfde dinge te doen elke dag. Dis onmoontlik. As 'n kind gebore word en uit lewe, haal hy asem en ons sien dit. As 'n kind doodgebore word, kan ons maak wat ons wil, die kind is dood. En dit is presies dieselfde in die geestelike lewe. As die Here 'n werk van bo doen in my siel, as hy my wederbaar, is daar 'n daadwerklike verandering, en my denke, my gedagtes begin onmiddellik anders te dink
en ek begin anders te leef. So daarom laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees. Romeine 12 skakel so mooi in by hierdie vorige vers, want as die goddelose hom bekeer, is daar 'n vernuwingsproses. Ek lees vir u. Ek vermaan julle dan broeders, nou kan die suster so na die man kyk en sê, luister, hy praat met jou daarso. Hierdie broeders sluit in, broeders, susters, eintlik die gemeente, kinders, elkeen wat weergebore is. Ek vermaan julle gemeente, by die ontferminge van God, dat julle liggame, die uiterlike, dit wat ons elke dag doen met ons hande, met ons oë kyk en ons ore hoor, stel julle liggame as lewende, heilig en aan God welgevallige offers. En dis nie iets besonders wat ons doen nie, dis ons redelike godsdiens. Dis die wegspringplek. En dan vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Engelse taal sê, be ye transformed by the renewing of your mind. 'n transformeringsproses. Het jy al gesien daar die ou vet wurmpie wat homself toespin? Dan dink jy by jouself, hoe kan nou vet wurmpie, dan word hy die ou geel kokon en later vlieg hierdie skoenlapper of die mot of wat ook al. Die gedagte maar net is, daar is 'n transformeringsproses, begin by my denke, dit kom uit in my lewe. Dis onmoontlik dat wanneer iemand by die Here uitkom, dat sy denke en sy optrede nie verander nie. Nog een versie, of een gedeeltetjie, 2 Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, met ander woorde in die vlees, in die liggaam, ons wandel in die vlees, ons sien mekaar vanmôre, ons kan aan mekaar vat, ons kan vir mekaar hoor, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. 'n Kind van God het 'n geestelike stryd, en dit kom na vore in ons daaglikse lewe. Dan sê Paulus, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig, deur God om vestings neer te werp. Dit het niks te doen met al hierdie goed wat die kerke vir ons wil leer, geestelike oorlogvoering, waar jy nou, soos Rebecca Brown sê, nou stryd moet voer teen die Satan, en jy sien die Satan, en daar is allerhande uitdrywings en bevrydings. Vriende, luister. Ek dink as een van hulle werklik moet so demoniese wese te doen moet kry, hardloop hulle vinniger as ek. En ek hardloop eintlik stadig. Kom ons sê maar Usain Bolt. Die hele gedagte is net, mense is besig met wensdenkerry. Die Here probeer vir ons sê, dis 'n stryd wat ons nie sien nie. Maar tog beleef ons dit. Ons beleef dit in ons gedagtes. Ons sien nie hoe die vyand en sy magte gedagtes probeer in ons lewens plant, of dinge oor ons pad bring wat sondig is nie. Ons sien dit nie noodwendig nie. Maar ons beleef dit hier, en ons sien die ding wat gebeur, en die versoeking wat aan ons kant toe kom, en daarom sê die Bybel, dat ons die planne moet verbreek, en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, hoor nou, en elke gedagte gevangene neem. Dis waar het begin. Die stryd is hier, daarom moet ons hier die oorwinning behaal, sodat ons in ons uiterlike lewe dan kan leef om die Here te verheerlik. Want u sien, as ons elke gedagte gevangene neem tot gehoorsaamheid aan Christus, sê die Bybel in ons gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Dit is 'n daaglikse proses. Die vyand val ons gedagtes aan. Ons sien dinge met ons oë, ons begeer dinge. Die Bybel praat in 1 Johannes 2 van die grootsheid van die wêreld en die begeerlikhede van die wêreld en die grootsheid van die oë. Dinge wat ons elke dag mee gebombardeer word. Onthou Jesus se versoeking in Matteus 4? Die duiwel versoek hom met die rykdomme van die wêreld en dat hy die duiwel moet aanbid en allerhande dinge dat hy God moet versoek. Allerhande stryd wat ons beleef en daarom sê die Bybel baie oor ons denke en Dawid gaan met ons ook onder leiding van die Heilige Gees praat oor ons denke, dat ons denke sal verander sodat ons reg en voluit kan lewe. En vriende, hierdie gedagte was vir my treffend toe ek hierdie week hierdie Psalm voorberei het. En daarom vanmôre kom ons kyk, dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Die eerste gedagte vanmôre wat ek hier gesien het in hierdie gedeelte is, dink anders as dit kom by die goddelose. Nou vriende, die groot probleem wat ons mee sit is, wat Dawid mee gesit het. En ek gaan vir u wys ander psalmskrywers ook en mense deur die eeue. Dawid sê, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, en beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk,
en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Nou wat probeer koning Dawid vir ons leer? Vriende, eenvoudig dat ons die goddelose nie moet beny nie. En nou gaan ek vir u die woordjie beny verklaar, en dan kom ons by die gedagte uit. Beny is die Hebreëse woordjie gana, wat beteken om jaloers te wees op mense. Om afgunstig te wees, om tot jaloerse woede op te wek. En ek wil vanmôre vir u sê, ek dink is een van die grootste probleme waarmee kinders van die Here vandag sit. Ons is jaloers op die goddelose wat voorspoedig is. Ons kyk na die goddeloses en ons sê vir onsself, waarom moet dit so goed gaan met hulle en waarom moet dit so sleg met my gaan? Waarom is die goddelose besig om soveel sukses te bereik en ek as kind van die Here is arm en elendig, daar's nie genoeg geld om al die uitgawes te dek nie, my liggaam is siek en die dokters maak droog met my liggaam en my kinders is stout en die ou by die werk is knorrig elke môre. Waarom moet dit so moeilik met my gaan? Terwyl as ek maandag by die werk kom, vertel die goddelose hoe lekker hy partytjie gehou het. Daar's altyd 'n geldjie vir alles. Daar's nooit 'n tekort nie, en so begin ons kyk na hulle. Daar kom 'n jaloesie in ons harte na vore. En ons vra vir onsself die vraag af, maar is dit regverdig? Het God my werklik lief? En ongelukkig vanuit daardie gedagtepatroon begin ons sekere goed vorm oor God en oor ons omstandighede, en ons hele lewe sink weg in ellende en in hartseer en in droefheid. Die vraag is vanmôre, moet ons die goddelose beny? Koning Dawid sê dat die Here juis vir ons wil deur sy pen kom leer om nie te begeer wat die goddelose het nie, om die goddelose nie te beny nie. Waarom? Want die Psalm sê vir ons, vers 2, want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Ek wil vir u sê vanmôre, as ons die goddelose se uiteinde sien, sal ons vanmôre nou op hierdie oomblik stop om hulle te beny, om van hulle te praat en oor hulle te dink op 'n manier dat ons begeer wat hulle het. Want hoor wat sê die Bybel verder. Psalm 37 vers 10. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Vers 20, maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here soos die pragt van die weivelde. Hulle verdwyn soos rook. Hulle verdwyn, ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan ek verby en kyk, hy was daar nie. En ek het hom gesoek, maar ek het hom nie gevind nie. Wat my hartseer is, dat kinders van die Here wat die goddelose beny, en wat jaloers is op die goddelose se voorspoed, besef nie wie ons God is, en wat vir ons voorlê nie. Ek sê dikwels vir mense, wil jy hemel op aarde hê en eendag die hemel? Begeer jy so rykdom en gemak op hierdie aarde, dat jy nie besef, hierdie is die voorbereidingstyd vir die heerlikheid wat vir ons wag nie? As jy vanmôre iemand is wat die goddelose beny, dan is jy nie alleenig nie. Baie kinders van die Here beny die goddelose. Ons dink oor die goddelose op 'n sondige manier. Ons dink by onsself, ja, jou elendeling, jy het nou weer die goue lepel gekry. Jy's in die regering, jy skep vir jouself. Of by die werk die bevordering wat die ou gekry het. Ek hoop hierdie ou kry 'n kramp en hy bedank dat ek die werk kan kry. Die hele gedagte, maar net ons gedagtes is dikwels soos die wêreld. En Dawid sê, moenie die goddelose beny nie. Moenie die een wat voorspoed het beny nie. Moenie die een beny wat die Here nie ken nie en in sy goddeloosheid bly voorlewe nie. Wat moet ons eintlik doen? Ons moet hulle bejammer. Want die Bybel sê vir ons, hulle is vir 'n tyd. God se wraak oor hulle is verseker en sy toorn sal oor hulle uitgestort word, as hulle nie bekeer nie. Daarom die mense wat ons vanmôre beny is eintlik die mense wat onder God se toorn is. Mense wie se rykdom ons vanmôre begeer is eintlik mense wat God se oordeel sal beleef. Waarom? Want hulle ken nie die Here nie, hulle erken hom nie in sy goedheid en sy genade nie, en daarom in plaas van om hulle te beny, moet ons hulle eintlik bejammer. En ek wil vir julle sê, as ons vanmôre moet data inwin en vanmôre so kort vraelys moet opstel, sit ons elkeen met hierdie probleem. In 'n mindere
of in 'n meerdere mate. Vriende, hoe dikwels kyk ons na die goddelose, na die ongeredde, na die arrogante en verwaande. Ons sien hulle voorspoed, hulle kommervrye lewe, die groot mate van gesondheid en sukses wat hulle beleef, en ons is jaloers, en ons is toornig, omdat dit nie met ons so gaan nie. En ons sê, Here, wat doen U? U kan vanmôre vir my sê, maar Gerard, ek het nog nooit so iets gesê nie. Dan wil ek vir jou sê, soos die sonnaskoolietjie sê, moenie jok nie, trek die beld van die waarheid aan. Want ons almal dink so. Party mense meer gereeld as ander. En ek gaan vir u vat na nog 'n Psalm in die Bybel. Asaf. Hoor wat sê Asaf? Asaf, 'n man van God. Hoor wat sê hy? Ek lees vir u wat die Bybel sê. En as u stry met die Bybel, dan is u eintlik iemand wat stry met die Here. En Spurgeon het vanmôre gesê, as jy met enige gedeelte in die woord 'n probleem het, het jy 'n probleem met God. Dan is daar eintlik 'n probleem met jou siel. 'n Psalm van Asaf, waarlik. So met ander woorde, hy wil vir ons sê, luister, ek wil vir julle nou 'n feit stel, ek wil vir julle 'n feit deurgee. God is goed vir Israel. Vir die wat rein van hart is. Ons almal begin so. Weet jy, ek wil nou nie kla nie, die Here is goed vir my en ek is dankbaar vir alles wat hy my gee, maar, en dan begin ons, nee, die maar is soos Asaf. Hy sê waarlik, die Here is goed vir Israel, maar, kom ek vertel julle, die res van die klomp verse is my belewenis. Hy sê, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel. My voetstap het byna uitgeglei, want ek was afgunstig op die onsinniges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Vriende, ek speel golf saam met ouens. Dan hoor ek hierdie oud gegaan vir 'n oblation, en daai oud gegaan vir een, en daai oud gegaan vir een, en daai ou, en hulle almal is gesond. En hulle vra my, hoe gaan dit met jou? Ek is hier. Kan nie veel sê oor hoe dit my gaan nie. Die hart is 22% van die tyd uit ritme. Ek was ook vir die oblation. Ek was by hoeveel kardioloë, hoeveel geld wat ons moes uitgee. Die goddelose gaan goed, hulle vloek, skel, drink, party, sê dinge wat hulle wil. En dan begin jou gedagte vir jou sê, maar waar is God? Waarom is hy kwaad vir my? Waarom is hy pyl gerig na my? Waarom wil hy my hart splits? Waarom wil hy my lewe basies neem? En dan begin hy worstel in jou siel. Asaf het dit oorgekom, Dawid sê, moet dit nie doen nie. Ek lees vir u verder, vers 16. Al die verse tussenin, net tot by vers 16, worstel hy met hierdie gedagte van die voorspoed van die goddelose. En nou sê vers 16, toe het ek nagedink om dit te verstaan, dit was moeite in my oë. Luister, dis moeilik om hierdie goed te verstaan. As jy vanmôre dink dis maklik, is jy die uitsondering van die reël. En ek kyk so oor die groep, en ek kyk vir iemand wat 'n helle bo sy kop het. En ek sien nog nie een nie, dit sal kom. Maar die gedagte is net, is moeite om dit te verstaan. Vers 17 is die antwoord. Totdat. As jy vanmôre sukkel met die goddelose se voorspoed, en jou gedagtes is besig om jou mal te maak, en jou weg te dryf van die Here, en jou bitter te maak teenoor die heilige van Israel, wil ek vir jou sê, dis nodig, dat jy in die heiligdomme van God sal ingaan, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan, en op hulle einde gelet het. Waarlik, u stel hulle op gladde plekke, u laat hulle in pyn val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur die verskrikkinge. Soos 'n droom nadat 'n mens wakker word, o Here, so verag u as u opwaak hulle beeld. Ek wil hê jy moet let op vers 21 en 22, want ek het vir die Here dit al 1000 maal gesê. Toe my hart bitter gestemd, en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom, en het niks geweet nie, ek was 'n dier by u. Wat wil Asaf sê? Ek het dom geredeneer. Toe ek die heilige God probeer bevraagteken het, oor die voorspoed van die goddelose, my denke my mal gemaak het, en ek gedink het, God is onregverdig. Hoe kan hy so iets aan my doen? Verstaan hy nie dat hy 'n goeie vader moet wees vir my? Dat hy vir my moet sorg en voorsien nie? U sien, dit is nodig om jou denke te verander, om reg te dink oor die Here, reg te dink oor die goddeloses, en reg te dink oor
wat die Here oor my en jou lewe bring. Jy sien die enigste plek, vriende, waar ons denke kan reguit trek, is in die teenwoordigheid van God, soos Asaf sê. Toe hy in die heiligdom ingegaan het, toe trek die Here sy gedagte reg, sy denke reg. As ons vanuit die Bybel deur die bril van God se heerlikheid na die goddelose en die goddelose wêreld kyk, begin ons sin maak van die toestand waarin ons is, in die besef van stryd sal ons deel wees. Maar dank God, die heerlikheid lê voor. En dan besef ons ook, die goddelose het ook stryd. Maar hulle het geen toekoms nie. Hulle het geen toekoms nie, want hulle ken nie die Here nie. Nou moet ons, die Engelsman sê dit so mooi, 'n mind shift maak. In plaas van om die goddelose te beny, in plaas van om bitter in jou hart te wees teenoor jou omstandighede en teenoor dit wat God in jou lewe toelaat, in plaas van om heeltyd te top in jou gedagte en negatief te dink en ander mense negatief te beïnvloed en altyd ondankbaar te wees in wat jy sê, is daar 'n paar dinge wat uitstaan in die Psalm wat ek vir u wil gee, 'n paar aanbevelings, en ek gaan dit probeer baie vinnig met u hanteer. Die eerste ding wat na vore kom, in plaas van om te dink en die goddelose te beny en in jou gedagte bitter te word teenoor dit wat die Here oor jou lewe toelaat, vertrou op die Here. Dis 100% teenoorgestel. Jou denke te verander om die Here te vertrou. Hoor wat sê koning Dawid. Ek het 4 dinge uitgelig in die 1 vers. Vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Kom ons gaan baie vinnig deur hierdie paar gedagtes. Die eerste plek, hy sê vertrou op die Here. Hierdie woordjie vertrou op die Here is die woordjie batach in die Hebreëus. Nou as ek dit nie reg uitspreek nie, moet my nie fire nie. Boek my af dat ek my operasies kan kry en dan herbesin u. Maar die hele gedagte is net om te trust. Ouens sê dat hierdie gedagte van vertroue is iets wat geweldig skibreek lei in ons tyd. Mense, man kan nie meer vrou vertrou nie, vrou kan nie meer man vertrou nie, ons kan nie meer besigheidsvennote vertrou nie. Waarom nie? Want baie mense behoort nie aan die Here nie, en hulle is gou om hulle woord te verbreek. Maar die Bybel sê vir ons, God is absoluut vertrouenswaardig en die een wat sy beloftes eer. So Dawid sê, in plaas van om jou denke te rig in die rigting van opstand teen God, omdat jy dink, hy skuld jou meer en beter, vertrou op die Here. Dit beteken om te reken op, om staat te maak, om jou te verlaat, om letterlik te sê, Here, ek gee my lewe totaal oor aan u. Of ek nou het wat die goddelose het of nie, of het my gesondheid so gaan soos met hulle sinne goed of sleg, maak nie saak nie, ek vertrou op die Here, want hy weet, die hoofletter H-E-R-E, is die verbondsgod, die gedagte van Jahweh, die God wat hom geopenbaar het aan Moses daar by die brandende bos. Ek is wat ek is, die heilige van Israel. Die Here sê in Jeremia 17:7, geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die strome, nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. So tyd terug daar by die Checkers, daar by ons, was hierdie groen mense. Dis nie ouens wat hulle groen verf, wat vir die springbokke skree nie, maar die ouens wat nou by die boom staan en die boom vryf, en sê, boom, dankie vir die suurstof wat jy vir my gee, en weet, daai snaakse ragge mense. En die ou vra my, wil jy nie teken nie, wil jy nie geld bydra vir ons groen projek nie, en ek sê vir hom, nee, ek sê vir hom, hy sê vir my, al hierdie goed met die osoonlaag, ek sê vir hom, luister, God is in beheer van sy skepping, hy begin met hom praat, en hy vra my toe, is ek 'n kind, nou sê hy vir my so saggies, bless me. Ek sê, wat? Hy sê, bless me. Ja, baie keer moet ek maar net my lag inhou. En ek sê vir hom, luister, ek kan jou nie bless nie. Maar as 'n God in die hemel, en ek begin met hom praat, en dis presies wat hierdie vers sê. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Nie die predikant wat die ou bless buite Checkers nie. Dit gaan nie veel werk nie en veel beteken nie. Ons kan mense seën met die waarheid van God se woord as ons dit uitdra, maar geseënd is die man wat op die Here vertrou. Nie heeltyd dink dat die Here hom iets skuld, en as die Here dit nie presteer, dan word hy my vyand nie, maar ek vertrou die Here met my hele lewe. Ek sal wees soos 'n boom wat geplant is by water, en glo my, 'n boom
wat by water geplant is lowergroen, wortels is geanker, en hierdie boom dra vrug. Die tweede gedagte, doen wat goed is. En vriende, is eintlik voor die hand liggend wat hier staan. Doen die regte ding ten spyte van wat ander doen en daarmee wegkom. Vandag werk dit so. Almal doen dit so, kom ons doen dit. Ek wil vir u sê, ek sê vir Ethel gister toe ek nou op die pad ry, wit, swart, Indiër, noem het wat jy wil, nie een weet hoe werk 'n stopstraat, hulle werk nie werk hoe roubord nie, hulle weet nie hoe werk padreëls nie. Jy's eintlik so half ontstook as jy by die huis kom, dat jy die Here dankbaar is, dat sy Gees jou selfbeheersing gee. Anders sal jy dinge doen wat jy miskien later oor baie spyt sal wees. Doen wat goed is. Met ander woorde, as almal oor die stopstraat ry, dan ry ek nie ook oor die stopstraat nie. As almal steel, dan steel ek nie. So met ander woorde, in plaas van om te dink oor hoe ek te nagekom word, omdat ek nie rykdom en gesondheid en alles het nie, dink oor wat God vir jou in sy woord sê, dat jy op hom vertrou en doen wat goed is. Doen die regte ding, al kom ander mense weg met die boosheid. Ek praat onlangs met 'n man, wat vir my sê, luister man, hy gee so 'n paar rand vir die ouens by die munisipaliteit. Hy sê, want as ek dit nie doen nie, gaan daar niks gebeur nie. En my antwoord is altyd, maar wat sê God daarvan? Jy weet, hy verkeersou het my aftrek, jy weet, ek het daarom so, ek het nou nie baie gedrink nie, nou weet, dis nou eintlik hy mondspoelmiddel, maar weet, as ek nou blaas, gaan het nou sê, ek het ietsie gedrink so, dan gee ek my lisensie met ou 200 randjie. Ek het onlangs vir iemand gesê, toe sê ek, 2 wrongs don't make a right. As jy gaan kyk wat mense doen, belangrik dat kinders van die Here anders te sal wees. Wat moet ek doen? Hoe moet ek my denke verander, in plaas van om oor die goddelose jaloers te wees? Bewoon die aarde. Nou wil ek vir u 'n bietjie goeie nuus hier gee. Dis die opdrag wat die Here vir ons gee in Genesis 2:15. Jy sê nou, ja, maar die Here het dit vir Adam gegee, vir jou ook. Iewerste in ons elkeen se naam is Adam. Want Adam en Eva se sonde, die Bybel sê omdat hulle in sonde geval het dit oorgekom na ons, wat ons sou dieselfde gedoen het as Adam en Eva in die tuin. So ons is nie slagoffers nie, ons is net so skuldig soos hulle. Maar nou sê die Here, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En ek het hier op my notas geskryf, vriende, ons woon nie op Mars nie. Vaderlandsliefde, wat hulle met Mars te doen het, weet nigter. En ek wil nie daar gaan bly nie. Alles is, dit lyk soos 'n woestyn. Ek wil nie daar wees nie. Het is baie interessant, is genoeg plek vir almal op aarde, maar hulle karring moet Mars, so jy bly nie daar nie. Jy is nie 'n alien nie, jy is nie 'n Marsmannetjie nie. En dan nog 'n ding wat ek jou miskien wil skok oor, daar's ook nie 'n man in die maan nie. Ballyhoo het gesing, if there's a man on the moon, daar's nie 'n man op die maan nie. So, nie Mars nie, nie maan nie, aarde. Ons bly op hierdie aarde, luister, geniet wat die Here jou gee. Luister, wat 'n vreugde vanmôre dat ek wakker word, en ek sien daai vrou langs my. Man, wat 'n blye gesig om te sien. En ek kan die kerel aansit en ek maak koffie. Het jy al geryk oor hy koffie in die môre? Man, ek sê vir u, die beste ding wat hulle vir jou kan gee, boeretroos. Dank God daarvoor. Vriende, luister, wees ywerig, werk hard, gaan praat met mense wat siek is, wat nie meer kan werk nie, wat op pensioen is. Hulle begeer om iets te doen. Leef voluit. Maar met die daaglikse besef, luister, hier is die sleutel, met die daaglikse besef dat jy 'n gas op God se aarde is. Hy is die eienaar, hy is die gasheer, jy is die besoeker, jy is vir 'n tyd hierso, eer om deur jou lewe, deur jou wandel, deur jou gehoorsaamheid en pluk die ewige vrugte. In plaas van dat jy jaloers is op die mense wat baie meer as jy het en baie meer gesondheid en baie meer welvaart het wat die Here nie dien nie, dink aan die voorreg dat jy op God se aarde is. Tel jou seëninge een vir een. Jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Die volgende ene, beoefen getrouheid. Getrouheid beteken om noukeurig te wees, betroubaar, toegewyd, diepe pligsbesef. Ek maak nie my eie reëls soos ek aangaan nie. God se reëlboek is my maatstaf en ek leef volgens hierdie woord. En ek verheerlik die Here deur dit alles. U sien, God se woord is die finale gesag. En ek leef my lewe volgens hierdie finale gesag. Ek rus in sy vrede, ek rebelleer nie teen sy waarheid nie.
en ek het hom lief, en daarom sê Micha 6 vers 8, en hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. As jy vanmorgen 'n persoon is wat in 'n Bybelstryd is, jy weet maar as die ouens sê ek is in 'n Bybelstryd, hier is ook dingetjies wat my teen mekaar maak, wil ek vir jou hierdie vers gee, en een van die predikante wat ek baie agting voor het 'n boodskap gepreek jare terug, en hy het gesê, die tema van die boodskap is die God en die godsdienst sonder tierlantynkies. Ken jy die woord tierlantynkies? Sonder klomp byvoegsels en aanhangsels en goeders, en wat, as jy hierdie 3 goed doen, glo my, sal jy voor God eendag kan staan, en deur sy genade, en die instaatstelling van sy gees sal jy hoor mooi so. Wat moet jy doen? Vra die Here dat jy reg sal doen, lief sal wees vir mense, en ootmoedig sal wandel met jou God. Godsdienst sonder tierlantynkies. En nou moet jy nie benoud wees nie, die volgende punt het nie ook 4 punte nie, hoor. Skep moed. Volgende ene, vers 4, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So met ander woorde, dink reg oor die goddelose, vertrou op die Here, verlustig jou in die Here. Gaan dit vinnig met u hanteer, die gedagtes, delight yourself, om te geniet, om bly te wees oor, genot te put uit. Ek wil vir u sê, Ethel was mos nou so 'n paar dae in die Kaap voor my, sy het die pad vir my gelyk gemaak, en toe ek afvlieg, en ek kom by daai lughawe aan, en ek sien haar, en sy sien my. Sal later daaroor praat, maar wat 'n wonderlike gesig, 'n delight. Waarom? Want die Bybel sê vir ons, as ons verlustig in die Here, raak die ander verhoudinge ook beter. Dan is daar hierdie blydskap en opgewondenheid. Jy sien, Dawid het geweet wat dit is om hom in die Here te verlustig. Dawid het geweet dat die koning van die konings nie teleurstel nie. Alhoewel hy 'n held en 'n krygsman en 'n dapper man was, het hy die Here lief gehad met 'n kosbare liefde. Kom ek lees vir u, koning Dawid se eie woorde. Hy sê, o God, u is my God, u soek ek. My siel dors na u, my vlees smag na u, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Wanneer laas was jy in jou binnekamer, en jy daar vir die Here gesê, Here, ek smag na u teenwoordigheid. Here, deur u woord praat met my, deur u Heilige Gees, Here, versterk my. Dawid sê, want u goedertierenheid is beter as die lewe. Dawid het geweet om onder die vleuels van God te skuil is beter as die lewe. My lippe moet u prys, so sal ek u prys my lewe lang. Dawid sê, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan u dink op my bed, in die nagwake oor u pyns. As jy in die aand op die bed lê, is u bekommerd oor alles en nog meer, is u kwaad vir almal en nog meer, is u opstandig in u siel oor alles en nog meer, of begin u dink oor God? Wie sê het gister vir die sonnaskoolkindertjies 'n boodskap gebring, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel en my gunsteling verse, vers 4 van Efesiërs 2. Praat van hoe dood was ons in ons sonde en misdade, ons het in die wêreldse begeerlikhede geleef, vers 4 sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid. Wanneer laas het u in u bed gelê en met 'n opgewonde hart gesê, Here, ek aanbid u, ek verlustig my in u, dat u my vrygekoop het, dat u my nuut gemaak het. Kom ek vat u gou na die boek, wat gaan oor die huwelik, die huweliksprobleme. Lees Hooglied, in Engels, highlight, nee, direkte vertaling. Dis 'n highlight in jou lewe as jy Hooglied lees. Waarom? Want het vertel jou van liefde tussen 'n man en 'n vrou, en die toepassing wat ons kan maak is ons liefde vir ons redder en saligmaker. Hoor gou wat sê Salomo in Hooglied. Hooglied 2:16, my beminde is myne en ek is syne. Vir daai vrou in die oë te kyk en te sê, jy is my beminde. En sy sê vir jou, jy is myne. 'n vreugde wat God op aarde vir ons gee. Moenie dit vermors met al die boosheid van die wêreld en bitterheid en hartseer en al hierdie dinge nie. Nou sê hy verder, wat herder is onder die lelies, vers 17, volg saam totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug, kom aan my beminde. Maak soos 'n gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skeiding. Met ander woorde,
Hierdie vrou verlang na haar beminde, na haar geliefde. Nou kom hoofstuk 3. Kosbare boek in die Bybel hierdie. Nou staan daar op my bed snags, het ek gesoek na by my sielsbeminde. Ek het hom gesoek, maar hom nie gevind nie. En ek wil dan opstaan en in die stad rondgaan, in die straat en op die pleine wil ek na my sielsbeminde soek. En ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Die wagte wat in die stad rondgaan, het my aangetref en ek vra hulle, het julle my sielsbeminde nie gesien nie? Skaars het ek van hulle af verder gegaan, of ek het my sielsbeminde gevind. Ek het hom vastgehou en hom nie gelos voordat ek hom gebring het in die huis van my moeder en in die binnekamer van haar wat my gebaar het nie. Wat 'n pragtige beeld van hierdie vrou wat haar man gekry het, en sy sê, my sielsbeminde, ek hou jou vas. Wanneer laast u vir Christus gesê, u is die beminde van my siel. Ek dors en ek honger om in die teenwoordigheid te wees. Vul my met u waarheid. Of is ons godsdienst koud en klinies, ek gaan nie hel toe nie. Dit is daarom goed, en ek vier die sweet af, en ek sê, kom ek gaan aan met my lewe op aarde, en ek geniet alles. Hierdie tyd op aarde is om hierdie sielsbeminde te leer ken. En dan sal jy agterkom, jou liefde vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir al die mense, begin in plek val, omdat jou sielsbeminde, die een is waarin jy jou verlustig. Ek sluit die boodskap af met die laaste gedagte. Laat jou weg aan die Here oor, en ek moet 'n ekstra punt vanmôre inwerk, want ek het gister so baie wors geëet daarvan die braai af, dat ek vir hulle gesê het, ek sal moet oortyd werk vanmôre. So ek gaan niks vra vir die gemeente nie, hierdie is om die boodskap af te sluit. Verander jou denke, sodat jy voluit kan leef, met jou oë gefestig op jou sielsbeminde. Die laaste gedagte, laat jou weg aan die Here oor. Psalm 37:5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. Die engel sê, rest in the Lord, wait patiently for him. Daar's nie een van ons wat vanmôre hier sit, wat nie 'n probleem het, met geduld nie. Ons is haastig. Dis baie keer vir my so bemoediging vir my siel, as ek sien, my vrou raak ook haastig. Want sy is eintlik een wat my altyd kalm hou, dan sien ek baie keer, nee, daai vroukie raak ook haastig. Geduld is iets wat ons almal mee worstel. Nou sê die Here, rest in the Lord, wait patiently for him. Tye in die teenwoordigheid van die Here is die vermorste tye nie. Dis tye van voorbereiding vir die werk wat jy moet doen en die lewe wat jy moet lewe. Dr. Warren Wiersbe het gesê, let God guide your steps, choose your joys, protect your name and bless your work. Na ek weg is by die vorige kerk, die nominasie, moes ek vir die Here regtig gevra het. Here, rig en lei u my voetstappe. Kies u my vreugdes. Beskerm u my naam. En seën u die werk. Want alles gaan oor u. Laat jou weg aan die Here oor. Martin Luther het gesê, be silent to God and let him mold thee. Keep still and he will mold thee to the right shape. Het jy al gedink, as jy nie narkose gekry het vir 'n operasie nie? Behalwe nou vir die pyn. Jy sal die dokter heeltyd voorgeskryf het. En ja, seer, is nie gemaklik nie, sy die skussing so, sny daar so, jy raak nie daar nie, moenie, ek sal my prokureur bel, luister vir my. Daarom sit hulle jou uit, dat jy stil kan wees, dat hulle kan regmaak wat verkeerd is. Partykeer moet ons ook net vir die Here sê, Here, u is die hemelse geneesheer, u sien my siele toestand, u sien die hartseer belewenis in my daaglikse lewe, en ek wil kom stil wees, ek wil ophou raad gee vir u die heilige, ek wil ophou vir u sê hoe ek te nagekom is in my lewe, hoe u nie presteer as ek vra nie, u is God, ek is mens, ek wil kom stil word en ek wil vra, vorm my, mold me, verander my. Psalm 37:23, deur die Here word die gange van 'n man bevestig en hy het welbehaand sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Wat 'n wonderlike God dien ons net nie. Romeine 8:28, ons weet, ons is verseker daarvan, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat aan sy voorneme geroep is, van die wat hy van tevore geken het,
Het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Vriende, die einddoel is gelykvormigheid aan die beeld van Jesus. Kom ons verander ons denke, ons dink anders oor ons omstandighede en oor die lewe. Kom ons wees nie jaloers, ons beny nie die goddelose nie. Maar kom ons vertrou die Here. U sien, ongeag ons ervarings, ons belewennisse, die Here bly en beheer. Wees lief vir hom, vertrou hom, verheug jou oor hom, oor sy wees, sy beloftes en sy versorging. Hou op om jou denke en gedagtes te fokus op hierdie lewe. Op dit wat jy miskien nie het nie. Verlustig jou in hierdie God en laat jou weg aan hom oor. Ons tema was dink anders en leef dan voluit tot eer van die Here. Vriende, ons denke is ons vernaamste vyand of vriend. Hang af hoe ons gedagtes verander, gevorm en dan ook begelei word met die woord of met dit wat om ons aangaan. Soos ons dink, so doen ons. Daarom begin die regte dink as dit kom by die suksesvolle en die sogenaamde gelukkige wêreldling. Hou die Here voor oë. Luister, hou hom voor oë. Hy is nie net 'n tydelike anker en 'n veilige hawe nie, maar die ewige. Hy is nie net tydelik vir ons 'n anker en 'n veilige hawe nie, maar die ewige. Daarom wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie, want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen graspruitjies sal hulle verdroog. Maar vertrou op die Here, doen wat goed is, bewoon die aarde, verlustig jou in die Here. Hy sal jou gee begeertes van jou hart, laat die weg aan die Here oor, en hy sal vir jou sorg. Amen, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dat u soveel liefde vir ons as u skepsele het, is onverstaanbaar. Dis absoluut onverklaarbaar. Ons verdien u toorn, u oordeel. Ons verdien dat u met 'n kwaai gesig na ons kyk, want ons is dikwels so in oppositie en opstandig teenoor u en beny en begeer ander se voorspoed en se rykdom en se roem. Dikwels leef ons asof u nie vir ons kan sorg nie. En dit lei ons net verder in ons pad van elende, totdat ons soos Asaf in die heiligdomme kom, en ons verlustig in die Here, ons weg aan hom oorlaat, op hom vertrou, en eenvoudig doen wat hy van ons vra. Here, help ons, om in die lig van u getrouheid, getrou te wees, in die lig van u heiligheid, heilig te leef, in die lig van u versorging, dankbaarheid te betoon, en so te lewe dat ons een alles welbehaaglik sal wees. Seën ons as gemeente en hulle wat inskakel, hulle wat inluister, maak ons 'n seën vir ander, sodat Vader, Seun en Heilige Gees verheerlik sal word in dit wat ons doen, hoe ons leef, hoe ons praat en hoe ons optree. Ons loof en ons prys u naam.